Die tema vir vanmôre is skurke. Ek weet nie wie van julle die mooi boodskap het gesien wat Monica vir ons opgerig het. Skurke. Sê gou die woord skurke saam met my. Dis 'n sterk woord, né? Skurk. Ja? Dis nie 'n woord wat ons aldag hoor nie. Dis 'n woord wat vroeër jare gebruik is en ek dink aan woorde so skobbejak. Ja? Wanneer laas jy die woord skobbejak gehoor? Ek dink van die jong mense, weet julle wat se ding se skobbejak? Of 'n boosdoener, 'n booswig. Maar skobbejak. Daar was kinderprogramme gewees, wie kan die name onthou wat gepraat het van skobbejak? Brakkenjan, onthou julle vir Brakkenjan? Ja, jou skobbejak. Oud-Nersus en wat was sy haas se naam gewees? Oscar. Ek weet nie of hulle van skobbejakke gepraat het nie, maar onthou julle vir Oud-Nersus en Oscar. Nou Oud-Nersus, daai tande. Wie onthou dit nog? Steek hande op. Wie onthou? Net 'n paar van julle TV's gehad in die vroeë 70's. Nou gee ons ouderdom hier weg. Maar prys die Here vir 'n woord so skurk. Dis 'n woord wat in die woord staan. Skurk. Booswig. Evildoer. Wie van julle ken iemand wat jy sê, daai ou is 'n skurk? Okay, ek sien een hand, ek sien 'n kopskud. Nog? Okay. So, julle het 'n goeie idee wat ek bedoel as ek sê skurk. Ek wil jou die vraag vra, in daai skurke wat jy ken, hoe gaan dit in daai skurk se lewe? Hoe gaan dit in sy lewe? Hoe gaan dit in sy werksplek? Hoe gaan dit in sy verhoudings met mense? Hoe gaan dit in sy finansies? Waar eindig baie van hierdie skurke op? Het julle 'n idee? Het julle al gesien? Dis soms vir 'n kort moment gaan dit goed en dan gaan dit weer sleg en dan moet hy weer nuwe bose planne uitwerk en nuwe slinkse plannetjies en hy moet ander skurke bymekaar kry om te sê, kom, ons het 'n nuwe mission. Is ek reg? So dit gaan nie noodwendig goed in iemand se lewe wat 'n skurk is nie. Nou gaan ek vir jou vra. Sit gou op jou hande. Vat jou hande, sit jou hande onder jou bene, want ek wil nie hê jy moet nou jou hand opsteek nie. Okay, net vir ingeval jy dalk 'n pluggie is en jy steek sommer net jou hand op. Wie se pluggie hier rond? Jy 'n pluggie. Okay, sit op jou hande asseblief. Gegeewe die definisie van skurk. Wie van julle wil graag sê ek wil 'n skurk wees? Ek sou dankbaar niemand se hand gaan op nie. Pastoor Henry, ek wil nie hê jy moet 'n begrafnisdiens lei en sê daar lê jou skurk Enrico van Aswege nie en ons gaan aan nie. Ek wil dit nie hê nie. Niemand van ons wil daai naambord om ons hê wat sê, maar ek is skurk nie. Pastoor, mag ek hierdie podium skuif? Ek's reg ongemaklik hierso. Is dit reg met julle? Verskoon my dat ek dit doen, maar anders kan ek nie konsentreer nie. So met ander woorde, jy wil dit nie om jou hê nie. Jy wil nie 'n naambordjie hê wat sê ek is skurk nie. Gegee die definisie. En weet julle wat, Abba Vader wil dit ook nie hê nie. Abba Vader wil presies ook nie dieselfde hê nie. Ek word nou herinner aan die skurk wat langs Jesus Christus op die kruis gehang het. En die skurk het net vir hom gesê, Here, vandag dink aan my. En die Here het vir hom gesê, omdat ek jou vergewe, omdat ek jou vrykoop, omdat jy vrygemaak is, omdat my bloed vandag vir jou betaal, is jy nie meer skurk nie. Jy sal saam met my in die paradys wees. Amen. Jy gaan nie met 'n bordjie skurk daar by die paradys inkom nie. Maar die oomblik wanneer jy sê, Here, hier is ek wil hierdie bord afhaal. Ek wil ontslaa raak van dit. Maar dis net die Here wat kan. Dis net die Here wat by die put kan sit en die water, die ware lewende water vir jou kan gee. Dis net Heilige Gees wat die bad van Bethesda kan roer en jou weer heel kan maak. En vanmôre hierdie labels wat ons dra van skurk wees, is wat ek vanmôre vir jou wil bring, is wat die Here op my hart gelê het om te sê,
maar jy hoef nie meer skurk te wees nie. Jy hoef nie soos 'n skurk te voel nie. Jy hoef nie die aanklagtes daarvan te dra nie. Amen. Kom ek leer gou vir jou, wat sê die woord? Ons getroue woord, ons heilige woord, ons ware woord, oor skurke. Psalms, en ek gaan net 'n paar verse aanhaal, of stukke van verse aanhaal, dat ons net verstaan wat sê die woord oor skurk. Hy skryf hierso in Psalm 37 vers 1, moenie jou ontstel oor die skurke. 'n ander vers sê, skurke sal uitgeroei word. 'n ander vers sê, nog net 'n kort tydjie, dan is die skurke nie meer daar nie. Die skurk span saam teen die regverdige. Voel dit party daar vir ons so? Die skurke span saam. Die skurke trek die swaard, want hy wil kom om te verniel, hy wil kom om te verwoes. Hy skryf verder hierso, die arms van die skurke sal gebreek word. Die skurke gaan omkom, maar die nageslag van die skurke sal uitgeroei word. Besef jy dat die nageslag van 'n skurk lê daaronder? Jy sal sien hoe die skurke uitgeroei word, sê 'n ander vers. Moenie die pad van die skurke betree nie. Moenie jou ontstel oor die skurke nie. Die woord van die Here sê in Jesaja, daar is geen vrede vir die skurke nie. Malagi sê, julle sal weer die verskil sien tussen die regverdige en die skurke. So dit is baie duidelik dat daar's 'n pad van swaar kry vir skurke. Sien julle dit saam met my? Amen. 'n pad van swaar kry. Selfs die nageslag van skurke sal swaar kry. Nou liewe Boeta en Sissa, jou eie nageslag, as jy dink aan jou nageslag, jou kinders, en of dit jou eie bloedkinders is, of jou aanneemkinders, of kinders wat onder jou sorg groot geword het. Jy wil hê dit moet goed gaan met hulle. Jy wil hê hulle moet geseënd wees. So vanmôre mag ek dalk bietjie op tone trap. Ek mag dalk vanmôre, wanneer ek net so bietjie 'n ander perspektief vir jou bring, dalk bo op jou voete trap. So, sit dalk van daai voete onder die banke. Die van julle wat kan kruisbene sit dalk kruisbene vanmôre. Maar ek wil vanmôre daadwerklik hoor jy moet hoor wat die hart van die Here is. Ek wil hê jy moet hoor wat sy absolute intensie is, wanneer ek vanmôre vir jou net 'n ietsie leer oor skurke. Ons gaan dan vanmôre na die woord toe in Matteus 18 vers 21 tot 35. En verskoon, ek gaan alles lees, want dit is belangrik om die konteks te verstaan. Dit is belangrik om te weet, maar waartoe stuur die Here af, wanneer ons dit gaan lees vanmôre. Jason sal hom vir ons daarop sit. Dankie Jason. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en hy het gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe, as hy iets verkeerd gedoen het teen my? Selfs 7 keer? En ek dink ons almal kan getuig en sê, maar as iemand in my lewe wat iets verkeerd doen teen my, as iemand in my lewe wat my omkrap, is ek reg? Ja. Maar hier kom vra hy en hy sê, hoeveel keer? Moet ek 7 keer? En die Here antwoord hom en hy sê, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. 490 keer. Oh my word. Wie van ons het soveel geduld om dit partykeer te doen? Dis moeilik. Hier na die 3de, 4de keer sê jy, nou het ek genoeg gehad, ek is klaar met hierdie persoon. Doen ons dit? Maar hier sê die woord van die Here, nee. Selfs 7 maal 70 keer moet jy vergewe.
Die woord gaan verder en die woord sê vir ons, daarom kan die koninkryk van die hemele vergelyk word met die koning wat besluit het om saam met sy amptenare, hulle het die boeke nagegaan. Toe hy daarmee begin het, is een van die amptenare na hom toe gebring, wat miljoene geskuld het. Hy kan dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel, dat hy en sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, verkoop word, en die skuld moet betaal word. So die koning sê, maar jy skuld my so baie, jy is so diep in die skuld by my, ek gaan alles wat jy het verkoop. Selfs jou vrou, jou kinders, alles wat jy besit, tot die goudvis. Jy sal niks meer oor hê nie, jy sal niks meer wees nie. Ons moet die konteks van die tyd verstaan. As jy verkoop word, word jy slaaf. Jou waardigheid's weg. En slawe word nie noodwendig goed behandel nie. En die man het voor hom neergeval en hy het gesoebat. En hy sê vir die koning, gee my tog uitstel, ek sal nie alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry. Hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Sy skuld afgeskryf. Liewe broer en suster, die koning het nie gesê, okay, kom ek negotiate met jou ander termes nie. Hy het my so gekyk en gesê, okay, jou vrou, weet jy wat, hy is al 'n bietjie oud, ons gaan nie so baie geld vir haar kry nie, grondpad gery. Okay, jy kan haar hou, maar jou kinders is nog jong, vir hulle sal ons goeie geld kry. Nee, die koning het gesê, jou skuld is afgeskryf. Hy het eers met hom 'n deal gemaak en gesê, maar jy gaan vir my kom werk elke dag 9 to 5 nie. Hy het hom laat gaan, want hy het hom jammer gekry. In die woord lees ons partykeer, as plekke waar die Jesus Christus, die woord sê, hy het hom innig jammer gekry. Die wat teen jou sondig, die wat jou boos maak, die wat jou omkrap, en hulle kom vra om vergifnis, kry jy en ek hulle partykeer innig jammer, of raak ons net nog kwaader? En hier sê hy vir hom, dis afgeskryf. Wat het ons Jesus Christus gesê toe hy, net voor hy sy laaste asem uitgeblaas het? Tetelestai. Dit is volbring. Dit beteken afgeskryf, afgehandel, klaar, maar met ewigheidswaarde. Dis nie net, okay, sien jou môre weer, dan praat ons weer oor die storie nie. Dis klaar. En dis die tipe vergifnis wat Abba Vader en Here Jesus Christus vir jou en vir my gee. Dit is klaar. Daar's 'n spreekwoord in die Afrikaans taal wat sê, vergewe, maar nooit vergeet nie. Ons Here werk nie so nie. En dis nie wat hy vanmôre hier vir ons leer oor die koning, wat vir die man sê, maar kry jou jammer. Ek skryf dit af nie. Maar hoor wat doen hierdie selfde man. En is hier waar ons nou so 'n bietjie nader aan ons kernteks kom. En hy gaan toe later en hy sê toe, daardie man kom toe buite, en hy het een van sy mede-amptenare raak geloop. Dis hierdie ou wat nou net vergewe is, dis hierdie ou wat sy skuld nou net afgeskryf het. Hy kom uit en hy loop iemand anders daar buite raak. En hy het hom net 'n paar rand geskuld, en hy gryp hom, en hy wurg hom, en hy sê vir hom, betaal wat jy skuld. Imagine as die Here Jesus Christus jou in die middel van die dag of die nag of waar in die winkel gryp, en hy gryp jou aan die keel, en hy wurg jou, en hy sê, betaal my wat jy skuld. Ek het my bloed vir jou gegee. Abba Vader het sy enigste gebore seun vir jou gegee. Betaal wat jy skuld. Dis onmoontlik. Jy kan nie. Maar hierdie ou wat nou net vergewe is, gaan gryp iemand anders aan die keel. Die koning het hom toe laat haal en vir hom gesê, jou skurk.
Jou skurk. Jou skurk. Al daardie skuld het ek jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer kry, net soos wat ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend, en hy het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. En hoor hierso wat sê Jesus Christus, terwyl hy dit vertel het, sê hy, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle elkeen nie sy broer van harte vergewe nie. As jy nie ook jou broer, jou suster, jou naaste van harte vergewe nie. Liewe broer en suster, hoor julle wat ek vanmôre vir jou wil sê? Hoor jy wat ek vanmôre vir jou wil bring? Oor vergifnis. Oor die absolute erns van vergifnis en die impak van vergifnis op jou lewe. Ons Abba Vader het ons so vergewe, dat hy sy eniggebore seun vir jou en vir my gegee het. En hy het gesê, my seun gaan betaal daardie prys vir hulle, want ek het hulle lief. Amen. Aanvaar jy vanmôre daardie vergifnis? Aanvaar jy vanmôre daardie vrymaking? Aanvaar jy vanmôre, Here, u heilige bloed oor my lewe? Tetelestai. Maar as jy dit wil hê, moet jy seker maak in hierdie wêreld en die manier hoe ons al gekondisioneer is, die manier hoe ons groot gemaak is, die manier hoe die eie ek is reg en ek sal jou wys hoe verkeerd dit eintlik is. Maar waar die woord ons vanmôre leer en vir ons sê, maar moet jy nie ook iemand anders te vergewe en vryspreek, net soos wat ek vir jou gedoen het nie. En vanmôre wil ek hê, as jy op 'n plek is, en jy sê, maar Here, ek het niemand teenoor wie ek kwaad is nie. Ek het almal vergewe in my lewe, ek is okay. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, maar is daar iemand anderste wat vir jou kwaad is? Weet jy van iemand anderste wat regtig upset is met jou? Iemand anderste wat voel soos hierdie amptenaar en hy voel, maar hy wil jou kom wurg, want jy skuld hom iets. Dan wil ek vanmôre vir jou vra, tree vir daardie persoon in en sê, Here, ek wil nie hê hy of sy moet 'n bord dra van skurk nie. Ek wil hê hulle moet ook vry wees. Verstaan julle die erns van vanoggend? Want die woord sê, Jesus sê hierso, want so sal my Vader ook met julle maak, as jy nie van harte vergewe nie. En toe ek hierdie gelees het, en ek het die woord, die aanklag, jou skurk. Weet jy, as Abba Vader vir jou sê, jou skurk. Omdat jy iemand anders nie vergewe nie. Omdat jy nie die plek skep en die spasie maak, sodat iemand jou kan vergewe nie. Al weet jy nie eers wat jy gedoen het nie. Dit gebeur. Daar's mense wat vir jou kwaad is, jy het nie 'n klou hoekom nie. Mag Heilige Gees jou vanmôre bemagtig, en mag hy jou die boldness gee op grond van die waarheid van die woord en die belofte wat die Here gee, dat jy sê, ek maak 'n oproep vandag. Ek stuur 'n boodskap vandag. Ek doen 'n besoek vandag. Want ek wil hê daai persoon se borde, se labels moet ook afkom. Dat hy ook vry verklaar kan word. Ek wil dit vir jou hê, want die Here wil dit vir jou hê vanmôre. En al is dit net 'n klein stukkie van onvergifnis, vry wees, afgeskryf wees. Jy moet heeltemal klaar wees, want dit het ewigheidswaarde in die hemel. Nie net hier in Middelvlei gemeente vanmôre nie, liewe broer en suster. En wanneer jy vandag hier uitloop, wil ek hê jy moet Heilige Gees vra, lei my, wys my Heilige Gees. Wanneer jy met iemand anders te interaksie het, wat moeilikheid en swaar kry in hulle lewe het, moet jy vir hom vra. Kom ek bid net bietjie saam met jou, dat Heilige Gees vir jou wys
Laat ons mense kan vrymaak van jou skurkaanklagtes. Is jy gereed om te sê, Here, hier is ek. Here, ek is gereed om hierdie bord neer te lê. Here, ek is vanmôre gereed om namens iemand anderste 'n bord neer te lê. Ek is vanmôre hierdie kettinge. Ek sien dit so in my gees, dat daar's hierdie swaar geroeste kettinge wat mense aftrek en die bord is net so groot en daar staan skrik. Maar weet julle hoeveel van hierdie goed het hulle nie self opgehang nie? Leuns deur die duiwel in sy trawante hang hierdie goed aan mense. En dan begin dit draai jy dit. En soos wat jy loop en soos wat jy met mense interaksie het, sê wag, kan nie met daai ou nie. Ek en hy het 'n issue. Hang jy nog 'n bordjie op. En jy vat die staplers en jy stapel die goed aan jou vas. Naderhand loop en klingel en weer galm dit die hele tyd. Ek is skrik. Het jy al kettinge gehoor wat gesleep word agter jou? Het jy al kettinge gehoor? Het jy al daai stukke eisters gehoor as jy hulle so sleep? En dit lê in jou ore en jy kan nie vergifnis hoor nie. En jy kan nie vrede hoor nie. Jy kan dit nie ervaar nie. Jy het daai angs die hele tyd oor leuns van onvergifnis. Liewe broer en suster, vanmôre pleit ek by jou. Soek Heilige Gees om jou te help. Heilige Gees om vir jou die krag te gee. Ons is nie alleen nie. Die woord het vir ons gesê, Jesus Christus het gesê, ek stuur vir jou 'n ander vertrooster. Jy sal Heilige Gees by jou hê. Amen. Elke dag, heeldag, alle omstandighede. Vergifnis. Dit is wat die Here by ons wil hê.